Goeiemôre, baie welkom by kerk. Baie welkom by die aanlyn uitsending van SA Gemeente. As gemeente wil ons graag 'n netwerk wees wat jou verbind aan God, wat jou verbind aan mekaar en wat jou verbind aan hierdie wêreld waarin ons leef en waarin ons 'n verantwoordelikheid het om 'n verskil te gaan maak, om as God se mense hier te leef. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons mag stil word vanoggend voor U. Dat ons kan stop en tyd maak vir U. Dat ons harte en ons huise kan oopmaak vir U, Here. Here, dankie dat ons as gemeente so mag saamkom om U woord. Dankie dat ons na U toe mag kom en vra, Here, wil U vir ons lei, wil U voor ons uitstap, wil U ons U mense maak, Here, asseblief. Bid dit om U naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees Exodus 2 en Exodus 3 in Londen en Meidsen, en as ek besig met 'n reeks uit Exodus uit, die hele gedagte van how do we become God's people again. Die meeste van ons wat ingeskakel is en hierna kyk sal identifiseer as God se mense, sê ons is God se volk, ons is God se kinders. Maar almal van ons het nodig om op 'n punt te kom en te sê, maar kom ek gaan revisit dit weer. Kom ek gaan kyk weer daarna, kom ek gaan wees eerlik oor waar ek is. Kom ek gaan wees eerlik oor wat in my lewe aan die gang is, oor waar ek vanoggend is. So kom ons lees. Ons kry die storie in Exodus 2 van Moses se ma wat hom in 'n mandjie op die Nyl sit, omdat klein babatjies doodgemaak word. Sy sussie pas die mandjie op en dan kom die Egiptiese prinses en kry die mandjie. Ons stel die storie daarop in vers 7. Sy suster kom en sê toe vir Farao se dogter, mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink? Die dogter van Farao het daar geantwoord, ja goed. Die meisie het toe 'n seentjie se ma gaan roep. Toe beveel die Farao se dogter die ma, neem jy die seentjie en laat hom vir my drink, ek sal jou daarvoor betaal. Die vrou het die seentjie geneem en vir hom gesorg. Toe hy oud genoeg was, het sy hom na die dogter van Farao toe gebring, wat hom as haar eie seun aangeneem het. Sy het hom Moses genoem, want, het sy gesê, ek het hom mos uit die water gehaal. Toe Moses al 'n volwasse man was, het hy op 'n keer na sy eie mense toe gegaan en gesien dat hulle dwangarbeid verrig. Hy sien toe hoe een van sy eie mense, in Hebreër, deur in Egipte nageslaan word. Nadat Moses rondgekyk het en niemand gewaar het nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom onder sand toegekrap. Die volgende dag gaan hy weer en tot sy verbasing was daar 2 Hebreëse manne aan die beklei. Waarom slaan jy aan jou broer? Vra hy vir die een wat die rusie begin het. Wie het jou aangestel as baas en regter oor ons? Vra die ander. Wil jy my miskien ook doodslaan, soos jy die Egiptenaar doodgeslaan het? Toe skrik Moses en hy dink, die ding het bekend geword. Toe dit by die Farao uitkom, wou hy vir Moses laat doodmaak, maar Moses het van hom al weggevlug en in Midian gaan woon. Terwyl hy daar by 'n put sit, het die 7 dogters van 'n priester van Midian kom water skep, om die drinkbakke vol te maak en hulle pa se kleinvee te laat suip. Toe daar veewagters aankom en die dogters wegjaag, het Moses opgestaan en hulle gehelp en hulle kleinvee laat sluip. Met hulle aankoms by hulle pa Reuel het hy gevra, hoe het julle dan vandag so gou gekom? En hulle antwoord, daar was 'n Egiptenaar en hy het ons gehelp teen die veewagters. Boonop het hy vir ons water geskep en die kleinvee laat suip. Toe vra die priester vir sy dogters, waar is hy? Waarom het julle die man daar laat staan? Gaan nooi hom huis toe om by ons te kom eet. Moses het ingewillig om by Reuel te kom woon en is later met sy dogter Sipora getroud. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want, het hy gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Hoofstuk 3. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, priester van Midian, opgepas. Jethro was net 'n ander naam vir Reuel. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos.
Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kom kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want op die plek waar jy staan, is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Ek lees tot sover. Exodus is die storie van God wat sy mense gaan haal en hulle 'n volk maak. God wat die Israeliete uit Egipte, die plek van slawerny, kom bevry. As ons vir mekaar moet kan vra, maar wat het dit met ons lewens uit te doen, dan is die storielyn dood eenvoudig. Baie keer in die lewe werk goed vir ons uit en kry ons goed reg, maar soms nie. Soms werk die lewe nie uit nie. Soms kry ons nie wat ons wil hê en vra nie. Want soms val ons beste planne en ons goeie voornemens val dit plat. En werk die lewe nie uit nie. Ons het gelees van Moses wie se lewe op 'n manier 'n full circle gaan, as ek dit so kan sê. En sy verhaal vertel die storie van 'n baie komplekse menslike storie. 'n man wat as Hebreë gebore word, maar as Egiptenaar groot word. Iemand wat dwarsdeur sy hele lewe met sy identiteit sukkel, wat wonder, maar waar pas ek nou regtig in? Die storie gaan van die sekuriteit wat hy as 'n klein jong seentjie moes ervaar en beleef het binne in die slawehuis waarin hy groot geword het, waarin oorlewing nie gewaarborg was nie. En dan wat dan beweeg na 'n paleis waar hy as prins, letterlik as prins, grootgemaak word. En deel raak van hierdie Egiptiese kultuur. En die hele tyd is hy seker voor hierdie keuse gesit, waar pas ek? Waar hoort ek? Is my mense? Wie's my mense? Wie's nie my mense nie? En dan lees ons dat hy eendag kom en gaan kyk na die Israeliete wat hulle doen en ontdek hulle is slawe. En dan as 'n Egiptenaar Israeliet slaan, dan slaan Moses hom dood en steek hom weg. En dan is Moses in 'n situasie waar hy moet vlug vir sy lewe as die storie uitkom. Hoe hy sy geloofwaardigheid verloor onder die Israeliete. Wie's jy? Wie het jou aangestel? Hoekom is jy die regter? Wat maak jou so groot? En dan vlug Moses woestyn toe. Dan vlug hy vir sy lewe woestyn toe. Die Midian woestyn was net aan die ander kant van die Rooi See, groot die Arabiese woestyn eintlik van vandag. Groot area waar Moses gaan wegkruip het, waar Moses vir hom 'n nuwe lewe moes gaan maak het. Ons lees hoe hy deel word van 'n groep mense, hoe hy trou met Sipora, en ons kon maklik die storie tot hier toe gelees het en gedink, Moses is alright, Moses is nou gesettled, dinge in sy lewe het nou gestabiliseer, hy het 'n huis, hy het 'n vrou, hy het 'n werk, maar eintlik is Moses verlore. Ons sien dit in vers 24, as ons lees dat toe sy seentjie gebore word, toe noem hy hom Gersom, wat beteken ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Ek pas nie eintlik hier nie, dis eintlik nie my mense nie, die goed werk nie regtig vir my uit soos ek wou gehad het nie, eintlik het ek niks. Miskien moet ons net eers hier stop. Waar's jy? Hoe het jou lewe tot hier toe geloop? Waar in jou lewe het goed vir jou uitgewerk soos jy wou gehad het?
En op watter vlakke is jy ook maar 'n vreemdeling, is jy ook verlore. Hier is interessante raakpunte met ons lewe in 'n kultuur wat ons ook so bietjie op die kantlyn kan staan en dink, maar dis nie ons mense nie, ons is ook 'n vreemdeling. Ons pas nie lekker in nie. Hoe werk God? Wie's my mense? Waar is my verantwoordelikheid? Wat moet ek doen as in my lewe goed nie uitwerk nie? Want kyk, dit is 'n vraag wat ons die heeltyd moet vra as gelowiges. Waar pas God in my lewe? Hoe werk God? Hoe is God betrokke in my lewe? Want ons lees van Moses, wat vir 40 jaar skape oppas in die woestyn. Elke dag, alleen in die woestyn. Moses en die skape. En elke dag vat hy die skape en trek na 'n volgende watergat toe, of na 'n volgende plek waar daar weiding is. Alleen. Want eintlik het Moses se journey nie uitgewerk soos hy wou gehad het nie. Eintlik wou Moses verskil maak in die lewens van sy mense, wou hy sy mense kom red. En het nie gewerk nie. Hy verloor geloofwaardigheid. Hy misluk as prins. Hy moet wegkruip vir sy lewe in die woestyn. En dan eendag as hy sy skape oppas, weer na 'n volgende weidingsplek toe vat. En hy seker by die 1000ste doringbos verbystap, dan brand een. En as hy nader kom, as hy stop en nader kom, dan roep God hom op sy naam. Praat God met hom en alles verander. Dis nie Moses wat toevallig vir God raakloop nie. Dis God wat na Moses toe kom. Dis God wat Moses laat stilstaan. Dis God wat eerste na Moses toe uitreik. En ons moet daai ding mooi verstaan en mooi hoor. Ons dink baie keer 'n keuse van ons vir God is 'n keuse wat ek moet maak, is my pogings, moeite wat ek doen. En ons vergeet, God is volspoed op pad by elkeen van ons toe. En is heel moontlik dat Moses God hier vir die eerste keer hoor. Die punt is, jy kan nooit van God wegkom nie. Was jy al daar? Op daardie punt? Want hierdie ontmoeting verander alles vir Moses. En alles in ons godsdienst, en alles in ons geloof, en alles wat ons as gemeente mee wil besig wees. En hierdie hele gedagte dat ons 'n netwerk wil wees wat jou verbind aan goed, aan mense, aan God, staan en val by hierdie een gedagte. Het jy al God ontmoet? Het God jou al by jou naam genoem? Het God al vir jou laat stilstaan en vir jou gesê, staan stil? Want ons mag dit verwag, ons moet dit verwag, al gebeur dit onverwags. Die meeste van verhale van mense wat op 'n punt kom en vir die Here kies, is half hierdie onverwagse gebeurtenis van, ek het dit nie verwag nie, ek was nie gereed daarvoor nie, dit het gebeur. Ek onthou in my eie lewe, het dit gebeur een oggend toe ek gaan hardloop het, en ek het daar langs die pad het die Here met my gepraat. Ek het nie gaan hardloop in die oggend om die Here te soek nie, dit het gebeur. Verwag dit, soek dit. Al is God die een wat eintlik die soekwerk doen. En die ontdekking wat jy gaan maak is, jy word gekry. En wag daarvoor. Al is jy moedeloos en ongeduldig en antwoord die Here nie en kry jy hom nie. Maar die pad saam met die Here begin daar. By hierdie ontmoeting tussen jou en God. Was jy al daar? Hierdie
hierdie nuwe raaksien van God, of hierdie herdefiniëring van wie God is, vat Moses op 'n ander pad as wat hy gedink het hy gaan stap. En Moses maak 4 belangrike ontdekkings hier by die brandende doringbos. Wat Moses se verstaan van God en die roeping op Moses se lewe en Moses se fokus in die lewe in 'n ander rigting stuur. Die eerste belangrike ontdekking wat hy maak is, God is hier. En ons uitdaging is om hom te verwag in elke situasie. Om hom raak te sien, om te leef asof God nou op hierdie oomblik by jou is, hierdie alomteenwoordige, ever-present God is nou by jou. En ons leef die heeltyd in sy teenwoordigheid. Moses ontdek dat hy nooit alleen was nie op die water van die Nyl in die mandjie nie in die paleis toe hy 'n bevoorregte tiener was nie in die woestyn toe hy alleen rondgeswerf het. Maak nie saak wat gebeur in jou lewe, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak watter dom goed jy al aangevang het nie. Op daardie en hierdie onverwagte plek is die Here klaar. En vir die volgende 40 jaar sien Moses dit elke dag, word hy daaraan herinner, die wolk wat voor hulle uittrek, die vuurkolom wat die nag by hulle is, God is daar, jy kan dit sien. En dis in ons lewens dieselfde, God is daar, hy is by jou. En dit maak al die verskil. Ek is nie op my eie nie, ek leef nie my eie lewe nie, ek is nie uitgelewer om myself, my besluite, my keuses nie, God is daar. Die tweede belangrike ontdekking wat Moses maak is dat hierdie God is heilig. Die Here sê self vir Moses, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilige grond. Wat beteken heilig? Die woord heilig letterlik beteken anders. God is anders. God is baie groter en sterker en baie meer as wat jy ooit kan dink. En so maklik as ons dit sê, dan veroorsaak dit die afstand tussen ons en God wat ons dink onoorbrugbaar is. Ons sal nooit by God uitkom nie. Maar dit skuif as ons verstaan, ons lewens is God se saak. Hy kom na ons toe. Dis wat Jesus kom doen. Hy kom na ons toe. So trek jou skoene uit. Stop met waarmee jy besig is. Gaan staan stil. Gee aandag. Want God is heilig. Interessant. Of miskien moet ons eers vra, wanneer laas was jy in verwondering stilgestaan voor die Here? Wanneer laas het jy gestop en gedink, wow, God is hier. Die hele gedagte van hierdie vuur wat aanhou brand, van hierdie doringbos wat aan die brand is 'n baie interessante beeld, want vuur word altyd geassosieer met skoonmaak, met brand, met reiniging, met suiwering. Ons sit kosbare metale in die vuur om dit nog meer spesiaal en kosbaar te maak. Brand vat weg, brand maak skoon, vuur maak lig, en in die lig sien ons hoe vuil ons is. Hierdie hele gedagte van, hier's 'n vuur wat brand, wat vir ons wil kom sê, God wil skoonmaak. God wil heel maak, God wil gesond maak. En hy wil dit in jou lewe doen. Maar daar's 'n ander gedagte ook, julle sal onthou met Pinksterdag, as die tonge van vuur op die disippels se koppe verskyn, dan was die vuur 'n teken van bemagtiging, van toerusting, van teenwoordigheid, van krag, van die belofte van nuwe lewe, van nuwe begin. So as Moses die vuur sien, dan is dit 'n simbool van Moses, ek gaan nuut begin met jou. Ek gaan jou toerus vir iets wat jy nog nie verwag het nie. En die bos hou aan brand, want God is nog nie klaar nie. Vir Moses was die waarskuwing, moenie nader kom nie. En
Moses weet dit gaan sy lewe verander. Daarom maak hy sy gesig toe. Trek uit jou skoene. Haal jou hoed af. As ek voor God staan, het ek niks. Maar as ek voor God staan, het ek alles. En dis die derde gedagte wat Moses hier kry, ontdekking wat Moses hier maak, en dit is dat God gee om. Ons het dit gelees in vers 7 waar hy sê, maar God het gesien wat gebeur met sy mense. God het die noodkrete gehoor. God het dit in sy hart gesit. God het miskien tog besluit om iets te gaan doen. Ons lewens is God se saak. Jou lewe is God se saak. En dis hierdie kant van God wat ons altyd gaan verras. Want jy sien, ons het hierdie idee van God, hy's hierdie kwaai, ver verwyderde God, wat nie kan wag om ons uit te vang en ons te straf as ons verkeerd doen. Hierdie God wat al die reëls neersit, waarby ons in elk geval nooit by gaan uitkom nie. Maar Moses ontmoet 'n almagtige, heilige God, wat sy naam ken. Moses. En julle weet hoe om iemand se naam te ken, 'n brug oorsteek na iemand toe. As iemand jou op jou naam noem. Julle weet wat doen dit aan julle. En dis wat hier gebeur. Hierdie God hoor. Hy ken ons. Hy weet. Hy voel. En die vierde ontdekking wat Moses maak is God eintlik vir hom sê, Moses, ek stuur jou. Gaan terug. Gaan haal my volk uit. Gaan vat verantwoordelikheid vir hulle. En vir Moses moet ons baie duidelik verstaan, dit beteken hy moet teruggaan na Egipte toe, hy moet gekonfronteer word met sy verlede waarvan hy weggehardloop het. Hy moet sy eie ongeloofwaardigheid gaan konfronteer. Hy moet sy eie mense in die paleis en ook in die slawehuise in die oë gaan kyk, sê Isak. Soms stuur die Here ons juist terug na plekke toe en mense toe. Na wie toe ons nie wil gaan nie, van wie ons al weghardloop. Want hier is 'n groot prentjie wat ons moet raak sien. Niks in ons lewens is maar net toevallig nie. Die lewe maak soms moeilike en vreemde draaie en dinge werk nie altyd vir ons uit soos ons dit wil hê nie. Maar God is besig om te werk, maak nie saak waardeur jy gaan nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat is die keuses wat jy maak nie. God weet. En hy kan dit ook gebruik om sy plan vir jou in jou lewe uit te werk. Ons het nie 'n God wat ver weg is nie. Ons het 'n God wat sy moue oprol, wat betrokke raak in ons lewe. Die moord van seentjies dwing Moses op die rivier op in 'n mandjie. Het jy al ooit gedink dat God vir Moses na 'n paleis toe stuur, sodat hy kan leer hoe werk Egipte? Jy weet hoe werk die sisteem, Moses, gaan terug soontoe. Het jy al ooit gedink dat die Here vir Moses laat hardloop woestyn toe vir 40 jaar om te gaan kyk waar is die water en waar is die weiplek, want ek gaan jou terugvat vir nog 40 jaar, Moses, hierdie keer met jou mense. Die naam Moses beteken uitgehaal. So Moses, ek stuur jou nou terug om jou mense te gaan uithaal. Niks wat met hom gebeur het, is maar net 'n toevallige saamloop van omstandighede nie. En ons mag presies dieselfde voel. Ons lewe is nie net ons saak nie. Ja, ons maak keuses en neem besluite en maak foute en doen goed verkeerd en moet verantwoordelikheid vat vir 'n klomp goed. En hoe word ons God se mense? Om rekening te hou met God.
om te besef ons is die heeltyd in sy teenwoordigheid. Alles wat ek doen, alles wat ek sê, elke situasie, elke mens wat op my pad kom, hoe ek mense hanteer, wat ek doen, wat ek sê, wat ek dink, hoe ek mense laat voel, alles gebeur terwyl God by jou is. God sien, hy weet. En maak nie saak wat die lewe aan jou doen, en in watter situasie jy is, en hoeveel keer jy foute maak en dit nie reg kry. Hier is 'n groot en 'n heilige God wat werk, en hy ken jou naam, en hy weet wie jy is. So maak nie saak hoe los jy voel, maak nie saak waar jy wegkruip nie. Die doringbos brand, verwag het, soek het, wag daarvoor, en go. God het 'n calling vir jou. Want ons is deel van 'n netwerk, wat jou aan hierdie God wil verbind, wat julle aan mekaar wil verbind, sodat ons verantwoordelikheid in hierdie wêreld kan nakom. Hierdie God wil jou tot stilstand bring. Jou op jou naam roep. Waar is jy? Kom ons bid. Here, dankie dat ons mag stil word voor U. Dankie dat U na ons toe kom. Dankie dat U klaar alles weet. En nog steeds vir ons wil roep. Here, ons wil agter U aanleef. In ons huise, in ons verhoudings met ons mense, in ons huwelike, met ons kinders, by die werk, in die kerk. In elke situasie, Here, maak ons oë oop om U raak te sien. Bring ons tot stilstand, Here, sodat ons kan stil word voor U. Ons God. Amen. Dit is elkeen van julle se bydrae wat kerk moontlik maak. Daarom wil ons vir jou geleentheid gee om 'n bydrae te maak. Julle sien al die opsies beskikbaar. En ek wil dankie sê vir elkeen wat gee. As dit nie is wat julle bring nie, en as dit nie is wat julle gee nie, dan het ons nie kerk hier nie. So, baie, baie dankie. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Mag jy in hierdie week ervaar hoe God aan jou verskyn. Mag jy oorweldig word deur sy heiligheid. Mag jy hoor hoe hy jou naam roep. En mag jy die Here raak sien op 'n nuwe manier wat vir jou lief is, vir jou omgee, vir jou sorg, wat weet wat in jou lewe aangaan. Amen. Sal ek U bly dien. Ek stel vertroue in die Here. Ek vertrou op U, op die vervulling van die woord. Meer as wat die wagters op die môre wag. Wag
Ek sal vertroue in die Here. Ek vertrou op die vervulling van die woord. Meer as wat die wagters op die môre wag, wag ek op U. Wag ek op U. Ek wag op U. Ek wag op U. Ek wag op U. Ek wag op U. Ek stel